Die slag van Majuba, 27 Februarie 1881. Die slag van Majuba is, naas die slag van Bloedrivier, seker die belangrikste geveg in boeregeskiedenis. Die Eerste Vryheidsoorlog 1880 tot 81 het teweeggekom weens die swak presidentskap van Thomas Burgers, 'n verloopte Kaapse dominee wat ZR president was tussen 1874 en 1877. Hy het met swak besluite en optrede die republiek heeltemal verswak en bankrot gemaak en terstond beheer daarvan aan die Britse Ryk oorgegee toe Theophilus Shepstone na aandring in 1877. Daar was nogal effens 'n aandring daarop uit ZR Burger geleedere. Manne wat soos Burgers ook eintlik 'n federasie in Suid-Afrika wou sien, en die ZR, die OVS, Kaapland en Natal ingesluit. Burgers het Kaap toe verhuis, probeer boer moes later erg verarm, oorlede. Intussen het Brittanje se onderkoning George Pomeroy Colley in Suid-Afrika probeer om die alstarrige boere te tem en hulle land in 'n Britse kolonie te verander. Iets wat totaal teen die meeste boere se grein gegaan het. Met die besuidenheid voorval in 1880, toe die Britse besetters ene besuidenheid se wawu verkoop vir belasting, het die boere keelvol geraak. 1000 boere het besuidenheid se wawu ontset. Later op 13 Desember 1880 by Parakraal weer die Suid-Afrikaanse Republiek uitgeroep en die 1838 Bloedrivier gelofte herbevestig. Op 13 Desember, op 16 Desember val die Britse garnisoen by Heidelberg aan en trek uit om Colley se naderende troepemag van ervare soldate teestand te bied. Gevegte vind plaas by Bronkhorstspruit, Skynshoogte, Lionsneck en Colley word deeglik afgeslaan. Hy kry versterkings. Hy betrek op 26 Februarie 1881 die berg Majuba om die voordeel van hoëgrond, groter magte en artillerie die boere af te sny en hok te slaan en in die veld te verslaan. Op die oggend van 27 Februarie bemerk die boermagte naby Majuba vijandelike teenwoordigheid bo op die weg. Generaal Piet Joubert, die kommandant-generaal van die ZR, beveel Nicolas Smit om die Britte af te haal. Smit, 'n deurwinterde kryger en bevelvoerder met reeds 2 oorwinnings teenoor Colley op sy kerfstok, openbaar nog 'n nuwe stukkie militêre genialiteit. Hy verdeel sy mag in 3, laat die ouer burgers op lang afstand die Engelse onderdekkingsvuur laag lê en stuur 2 afdelings in die later bekende vuur en beweging formasie bergop, direk in die vyand in, frontale aanval. Dit was totaal onbekend in konvensionele militêre sirkels, maar ontwikkel later tot een van die mees gevreesde taktieke wat die latere Suid-Afrikaanse weermag teen kommunistiese magte gebruik het in Afrika. Smit, 'n dapper man, lei self die aanval. Colley se troepe sukkel om die boere in die dooie grond raak te sien, soos hulle storm, platval en dekking kry en skiet. Terwyl die skerpsitters van die boere die Britte peper. Boere storm teen die windkant van die berg op. Erosie het die bergwand uitgehol, sodat hulle slegs sigbaar is wanneer die Britte oor die bergrand leun en hulle self so blootstel aan die boere skuts. Colley kry rapport daarvan, maar wys dit af as bog. Totdat die rapporterende offisier direk voor en deur boervuurlak platgeskiet word, op 'n afstand van 900 tree. Een Britse offisier beveel sy man om gelyktydig oor te leun en te skiet. 32 van hulle doen dit, en 28 val dood neer, platgeskiet deur flinke, akkurate boervuur. Die boere bereik die bergwand, hulle spoel oor, hand-tot-hand skermutselings vind plaas. Die boere wat min ammunisie had, voorsien hulle self uit gevalle Britse ammunisiesakke en die Britte vlug berg af. Colley in sy tent besig met sy ontbyt, geklee in volle uniform, maar met tenniskoene, probeer hulle keer, maar te vergeefs. Colley word self in die kop getref deur 'n boerekoel en hy laat die lewe. Die oorlewende Britse soldate word bymekaar gemaak en uiteindelik Vrystaat toe gestuur om terug te gaan Kaap toe.
Colley word met volle eerbewys begrawe en sy helm met die kolgat en as die weduwee in Engeland gestuur. Die Engelse lei ongeveer 182 gewondes, iets in die 90 dooies. Die boere het 1 sterfte deur eie vuur en 1 wat maande later beswyk aan sy wonde. 'n Vrede tussen die ZR en Brittanje word ooreengekom. Dit lei na die Pretoria en die latere Londen Konvensies 1883 en 84, waar die ZR as 'n onafhanklike republiek met Britse soewereiniteit beperking op ooreenkomste met ander moondhede sonder Britse goedkeuring erken word. 'n bepaling wat regter en president M.T. Steyn van die Vrystaat verklaar as blote woorde wat geen betekenis het nie. Die boere se republiek is vry. Die gelofte is tot stand gedoen. En Brittanje is voorsien van 'n nuwe bron van haat teenoor die boere. Min wetende dat daardie slag die begin van die einde van die Britse ryk was. Lank leef die boervolk.